Halleluja, goeiemôre weer eens en so 'n hartlike goeiemôre aan ons aanlyn kykers. Môre, ons is besig met jou verhouding met God deel 2. Wat is 'n verhouding? Maar voor ons na die verhouding toe gaan, kom ons gaan lees eers wat sê die woord van God vir ons aangaande Palm Sondag. Ons lees daar uit Lukas 19 uit vanaf vers 29. En toe hy naby Betfage en Betanië kom, by die berg van die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en gesê, gaan in die dorp reg voor julle, as julle daar inkom, sal julle 'n esel vol vind, wat vasgemaak is, waar geen mens ooit opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so vir hom sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy dit aan hulle gesê het, en terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaars aan hulle, waarom maak julle die vul los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hulle klere op die vul, en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad. En toe hy naby die afdrand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys en met 'n groot stem oor die kragtige dade wat hulle gesien het. Terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs het uit die skare vir hom gesê, meester, bestraf u disippels. En Jesus sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. So jy moet nie dink vanoggend jy spesiaal omdat jy hier is nie, want as jy nie die Here se naam wil groot maak nie, sal die klippe sy naam groot maak. Maar wat ek vanmôre wil hê moet verstaan nie uit is om te sê, laat ons redder, ons verlosser, wat binne 'n week gaan ons sy dood herdenk en ons gaan sy opstanding herdenk. Hy het op 'n donkie gery, op 'n donkie ingegaan en hy het palmtakke oral gegooi en gesê, Hosanna, Hosanna, die Here is hier. Nou ek wil hê julle moet Palm Sondag vandag onthou, want ek glo in my hart dat Jesus het geweet wat vir hom wag toe hy met hierdie donkie inry in Jerusalem. Hy het geweet wat vir hom wag. Hy het geweet wat sy lyding vir hom voorlê. En ek wil julle aanmoedig vanmôre, volg ons Facebookblad. Ek gaan vir julle weer elke dag 'n deel van die lydingsweek deurstuur. Sodat julle kan verstaan wat het gebeur op Palm Sondag. Wat het gebeur op Heilige Maandag. So gaan ons aan by die oploping van die kruisiging. Vanmôre kyk ons weer na hierdie reeks van jou verhouding met God. En vir die van julle wat so 2 weke terug hier was, ons het 'n bietjie gekyk na liefde, né? Ons het gekyk na liefde en hoe moeilik dit is vir ons om mense lief te hê. Ons sê ons het lief. Sê vir die persoon langs jou, jy het hom lief. Het julle nie geleer uit laasweek uit nie? Het julle nie geleer uit die vorige lesheid nie? Sal jy jou lewe neerlê vir die persoon langs jou? As jy nie dit kan doen nie, dan trek dit aan. Ons het gekyk na wat ware liefde is. Ons het gekyk na daai 4 verskillende tipes liefde, né? Kan julle hulle onthou, daai groot Griekse woorde? Maar ons het gefokus op die agape liefde. Die liefde wat God vir ons het. Want ek nog steeds persoonlik glo dat niemand kan daai liefde hê wat God vir ons het. Dit is 'n spesiale liefde, dis 'n skepingsliefde, dis nie iets wat jy kan hê vir enigiemand nie. Stem julle saam daarmee? Amen. Ons het geleer, ons moet meer soos Jesus wees. Ons het geleer om Jesus te volg. Welkom Isabel. Ons gaan kyk in die week soos ons aangaan, in die weke wat voor lê. Want ons het al gekyk na wat is liefde. Vandag gaan ons die verhouding bespreek. En wat is 'n verhouding? En die belangrikheid van 'n verhouding. Dan gaan ons kyk na wie is jy? Wie is ek? Wat sê die woord? Wie is ek? En dan wat sê die wêreld? Wie is jy? Dan gaan ons kyk na wie is God in hierdie rol? Bybel, mense. Wie is Jesus? Wêreld, mense. Wie is die Heilige Gees? Wêreld, mense. Dis waar ons wil fokus. Want jy kan nie vir my sê dat jy verstaan die koninkryk van God. Ons was laas jaar daarmee besig, kan julle onthou.
Ons het gekyk na die sleutels wat die deure oopsluit, nee. Jy verstaan die koninkryk en jy verstaan wat 'n koninkryk is, maar weet jy regtig wat liefde is? Weet jy regtig wie God is? Weet jy regtig wie is Jesus Christus? Verstaan jy die rol van die Heilige Gees? Dis die stuk wat ek julle wil weer voed in die paar weke wat voor lê. So wie van julle hou van pap en sous? Ek maar net so aankom. Wie hou van pap en kajaks? Prys die Here. Nou, jy sien pap en sous, pap en kajaks, braaivleis en slaai, die goed gaan saam. Wat jy sê, prys die Here, dit nou van braaivleis praat. Dan gaan nou na die sluit. Amen. So, daai dinge kom saam. En dit is so 'n verhouding. Dis iets wat saamkom. So, as jy ooit dink aan 'n verhouding, wil ek hê jy moet dink aan kos. Hoekom nie? Dis tog iets wat ons daagliks inneem. Dis dinge wat by mekaar hoor. 'n Suurlemoensapie, 'n sodawater met 'n bietjie sout, dit werk saam, né? Amen. Dit werk saam. So, dit is hoe jy 'n verhouding moet sien. Is iets wat saam is. Ek en Monique is in 'n verhouding. Ek kan nie Monique langs my sit en ek doen al die praatwerk. Né? Is jy met my? 'n Verhouding kom van twee kante af. Ek kan nie net vir Monique vat en haar 'n kas indruk en sê, ek is nou klaar met jou vir die volgende week nie, en as ek nou weer voel ek is lus vir verhouding, dan haal ek haar uit en dan dit nog verhouding. Nou, Leon, die deel, hoekom ons oor kos praat, was vir jou advies deur die dag. Leon sê, ek moet nie vir julle die hele bord kos net so gee nie. Moet julle eers happies gee. Julle eers bietjie proe. Proe gou die sousie, voor jy hom op die kos gooi, proe eers die vleisie, voor jy hom met die mes sny, moet jy eers so bietjie gee. So hierdie week wil ek net 'n bietjie gee. En Leon, as ek te vinnig klaar, jy ken jou job, né? Sê my. Laas week, ek is gesê, die vorige week, ek praat te vinnig, maar ek's opgewonde. Amen. En dan herhaal ek myself, maar ek herhaal myself omdat ek wil hê, julle moet dit inneem. Amen. Meeste van die tyd doen ek dit so. So, hierdie dinge is dan dinge wat ons nie kan sonder gaan nie. Dit dinge wat mekaar hoor. Jy weet, daar's 'n politikus wat die DA gehad het so baie jaar terug, 'n Musi Maimane, onthou julle van? Hy het gesê, we are better together. Dit was die DA se slogan op die tyd. We are better together. So dit is hoe dit werk, hè? As ons saam is, you are better together. Ek het plantjies by die huis. Ag, ek wou hulle gebou het, maar dit is skaam gekry vir hulle. En ek is so lief vir my plantjies, want ek het hulle geplant van 'n saad af. Ek het die saadjies uitgedroog, ek het die grond voorberei, ek het hulle geplant, en daar was vir my geen groter vreugde om te sien hoe hierdie plantjie groei. En die grootste vreugde kom daar uit as jy sien dat hierdie plantjie begin nou vrug dra. Dis lekker. Maar as jy sien jou plantjie begin nou swaar trek, dan is dit nie meer lekker nie. Jy sien die vrug wat aan hom hang, begin ook nou hang. Hy wil nou nie meer lekker stewige vrug wees. En dan sien jy die een deel van jou plantjie gaan dood. En dan wil jy alles doen om jou plantjie te red. Gooi 'n bietjie fertiliser, gooi 'n bietjie kompos, wikkel net 'n bietjie die grond om, dat dit weer kan lewe kry. En dan sien jy jou plantjie begin stadig weer groei. Is dit nie wat Jesus met ons doen nie? Ons kom tog uit daai saad uit ons uit die grond uit so lewe in jou geplaas. En hy het gesê, jy is my skepper. Jy is my kind. Wat ook al jy deel gaan, wil die Here vir jou sê, ek is met jou. Ek is by jou. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Jy dink dalk jou situasie is uniek. Dis nie uniek. Die Here wil met jou wees. Wie van julle was al betrokke by hierdie wie sê dit amper so survival, né? Dat jy kan sê, kom ons kies twee spankaptein. Né? Okay, Carla, jy is die kaptein en Monique, jy is die kaptein. Dan moet julle vir julle elke 'n span kies. Is dit nie lekker om heel eerste gekies te word? Is dit lekker? Sê, ek kies eerste vir Willie. Sê Willie, wow, ja. En dan is nie die laaste. Dan voel nie jy, dis nou nie wat daar is. Maar ons almal wil daai gevoel hê van, jy weet, ek het jou eerste gekies. En dis wat God sê, ek het jou eerste gekies.
Jy mag dalk baie sien, maar God sê, ek het jou eerste gekies. Amen. Hy wil nie meer 'n gevoel hê van, jy's die wenner. Jy moet met die wedloop voltooi. En dit gaan vir jou kos om jou tyd op te gee. Dit gaan van jou kos om dinge op te gee. Dit gaan van jou kos om mense op te gee. Jeremia 29 vers 13 sê, en as julle my soek, ons het nie behandel, en as julle my soek en vind, as julle na my vra, met julle hele hart. Wanneer laas het jy nou die Here uitgeroep en gesê, Here, ek het u nou nodig. Ek sit in 'n situasie, ek moet 'n besluit neem, Here, ek het nie antwoorde nie, ek het u nou nodig. En ek glo uit my hart uit, as jy met 'n opregte, hoor my, met 'n opregte hart uitroep na die Here, gaan hy vir jou antwoord gee. Amen. Amen. Ons is so besig met ons wêreldse dinge. Ons geestelike ore is toe. Die geraas is te veel. Ons hoor nie meer die Herder se stem nie. Die woord leer vir ons. Jesus sê, ek is die Herder, julle is die skape. Julle ken my stem. Maar ken ons regtig sy stem? Die woord hier is duidelik, soek en jy sal vind. Nie jy kan vind nie, of jy mag dalk vind nie. Hy sê, jy sal vind. So ek wil jou bemoedig vanmôre, roep uit, as jy in jou tyd van nood is. As jy 'n groot besluit moet maak vanmôre, klaar besluit gemaak. As jy 'n besluit moet maak, roep uit, sê, Here, help my. Want onthou, nie alle besluite wat jy neem, is van God af. Ek het 'n ou geken, hy het van die jaar vergaan, ek het gevra met my help, en hy wil in Saldanha gaan werk. Ons het hom gehelp, en hy Saldanha toe. Toe hy daar kom, 2 maande te fire. So hy het van hier af, het hy gewerk vir 15 jaar hier, en hy Saldanha toe by dieselfde maatskappy, om daar te gefire gaan. En daar verloor hy alles. Hoekom? Hy het nie gevra, Here, gee vir my leiding. Hy het nie gevra, Here, bevestig vir my hierdie beweging nie. Niks nie. Maak uit jou vlees uit, want dit is lekker in die Weskaap, alles gaan goed daar. Beter as KwaZulu-Natal, want hier breek jy ons alles af. Ons wil daar gaan bly. Johannes, kom ons blaai die Bybels aan na Johannes toe. Johannes 14. Johannes 14. Ek wil nie Bybels blaai nie. So neem aan julle elektroniese Bybels. Absoluut. Johannes 16. Ons gaan hier lees vanaf, Johannes 14. Ons gaan lees vanaf vers 1 af. Laat julle harte nie ontstel word nie. Dis my favorite vers in die hele Bybel. En julle gaan nou hoor kom. Laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. Hier's my vers. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sal ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Hoekom sal ek 'n verhouding met jou wil hê? Hoekom sal ek nie 'n verhouding met jou wil hê en vir jou 'n plek voorberei? Jesus sê, ek wil met jou 'n intieme verhouding hê. En hy sê, ek wil nie my woord vooruitloop nie. Ek gaan om vir julle 'n huis voor te berei. So as jy na die kruis kyk, moet jy weet dat daar vir jou 'n verlosser aan die kruis gesterf. Yes. Maar jy moet ook weet dat die graf leeg was. En jy moet ook weet dat hy gesê het, ek los jou nie alleen nie. Amen. Ons gaan nou daar kom. En as ek gegaan het om vir julle 'n plek te berei, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem. Dis 'n belofte. Ek kom jou haal en ek gaan jou na my toe neem. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle nie. En die weg ken julle, Thomas sê vir hulle, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom en sê vir hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom deur die Vader, behalwe deur my. Amen. Jy kan nie by die Vader kom deur Boeddha nie, jy kan nie by die Vader kom deur Krishna nie, jy kan nie by die Vader kom deur Mohammed nie, jy kan nie, daar's net een way, and that's the way
through Jesus. Amen. Daar's geen ander way nie. So as jy dink daar's 'n agterdeur, daar is nie 'n agterdeur nie. Daar's net die voordeur en dit is Jesus Christus. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en julle het hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons hierdie Vader. Dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is lankal by julle en julle het my nie geken nie. Filippus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly. Kara, daar is jou vraag. Maandag aan, woensdag aan. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader is in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly. Hy doen die werk. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo ter wille van die werke self. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy doen. En hy sal groter werke doen as dit. Omdat ek na my Vader toe gaan. En wat ek al julle in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Hoekom sê Here Jesus vir ons, ek sal dit doen? Want hy het jou lief. Hy ken jou begeertes. En hy sê vir jou, ek los vir jou die Heilige Gees. Hy sê, ek gaan weg vir 'n kort tydjie om vir julle hierdie huis voor te berei. Maar ek los vir julle die Heilige Gees, die helper. Amen. Wat jou gaan lei, wat jou gaan help om die regte besluite te maak, wat jou gaan aankla, wat jou gaan sê, hey, Elsa, dit is verkeerd. Sonde, geregtigheid en oordeel, dis die Heilige Gees se taak om jou te oortuig van dit. Johannes 14 vers 6 sê, as ek gegaan het om vir julle 'n plek te berei, kom ek weer na julle toe, sodat julle kan weet waar ek is. So nou, jou redding is 'n baie groot geskenk. Stem jy saam? Salvation is the greatest gift of all. Maar die tweede geskenk wat naaste aan dit kom, is die Heilige Gees. Ek sê nou vir jou, as kerk van Christus, sonder die Heilige Gees sal jy nie kan funksioneer nie. Sonder die Heilige Gees is ek 'n leeskip wat net babbel en babbel en babbel. Ek gee vir julle 'n toespraak, want daar's geen krag in my woord nie. Daar's geen Heilige Gees in my nie. Daar jy voel niks as ek praat nie. So ek sê leeskip, ek raas net, want die Gees van God is nie teenwoordig. Nou, iemand sê vir my in die week. Ek vra die vraag is, hoekom is ons as Christene so bang vir die dood? Sê hulle, die pyn wat om eers paad gaan. Weet jy, dit is nog 'n realiteit. Kom aan. Jy kan vir jouself dink, hoe gaan jy doodgaan? Jy kan in 'n kamer doodgaan, en dan kan jy een been afgekap word, die ander arm afgekap word, en. Maar jy weet waar jy gaan, hè? Jy gaan na die huis van die Here toe, en die pyn is tydelik. So pyn is daar. Dis 'n proses. Jy kan op 'n kankerbed lê en 6 tot 8 tot 12 maande ly, dat jy regtig so uitgedun word dat daar net bene oor is. En dit is pyn. Ek sê vir jou, ek kan nie getuig daarvan nie, maar ek het dit al gesien. Ek het gesien wat doen kanker aan mense. Ek het gesien hoe vat dit jou van 'n man van my size na iets kleiner as Annemarie toe. Nie dat daar iets fout is met klein wees nie. Dit is nice om klein te wees hoor. Maar dis wat ek net probeer sê. Daai vrees moet nie daar wees nie. Nou kom ons kyk na Henog. Gaan blaai gou 'n bietjie na Genesis 5 vers 23 toe. Dis heel voor. So julle moet hom vinnig te kry. Genesis 5 vers 23. Henog was 'n man naby aan God se hart. Hy het 'n diepe verhouding gehad met God. Stem jy saam met my dan? En die woord sê vir ons, hy het naby God geleef. En toe was hy nie meer daar. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar. So wat het met hom gebeur? Die woord sê, God het hom weggeneem.
Jy sien wat doen verhouding. Dis wat verhouding doen. En jy moenie vir my sê, maar dis Bybelse tyd. Hy het 300 jaar oud geword. Hoekom kan jy nie 300 jaar oud word? Hoekom nie? Hebreërs 11 vers 15 sê, omdat hy nog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. So jy hoef nie te sterf nie. God kan jou net wegneem. Ek praat altyd van Frikkie en met mag sê, nee, hy is nie, hy werk. Ek wil nou net gesê, mag hy en sê, hy werk. Maar hy sing al, hy is bezig. Ek sê altyd met hom, hy het gesê, hy het geloop in die apteek toe. En op wat apteek toe, toeval hy net voor, is hy dood. So, hoe ek het sien, is ek glo, dat hy was 'n kind van die Here, daai ou het hy naby 'n pad met die Here gestap. Hy het verhouding gehad met God, en ek glo sy tyd was daar, en hy het geloop, en God het sy gees onttrek, en sê kom, en daar val die vlees. Hy het die pyn, of lyding, en sy gees is net so onttrek, en sê daar proef of val jy. So, laat ek jou nie dink aan die storie van Enoch nie. Het net weg. So Enoch was maar 'n gewone mens, soos ek en jy. Hy was niks spesiaal om nie. Hy was nie 'n koning nie, hy was niks spesiaals nie. Hy was 'n gewone mens, maar hy het verhouding gehad. Hy het verhouding met God gehad. Hy het 'n besluit geneem om God te volg. Maar tog was hy spesiaal vir God. So hier is 'n les wat ons kan leer uit verhouding met Jesus. Wat die verhouding tussen Jesus en God. Hier is 'n les wat ons kan leer. Hoor hierso, gaan vir my gou na Hebreërs 5 toe, vers 7. Hebreërs 5 vers 7. Hierso kom Jesus voor, want Jesus sê vir God. Hier's 'n voorbeeld. Julle kan dit self lees, maar die voorbeeld wat ek hier wil gebruik is, Jesus kom na God toe en hy sê, ek onderwerp my totaal aan U. Sê dit nie vir jou iets van verhouding nie. Jesus kom en hy sê, ek onderwerp my totaal aan U. Matteus 26 sê, vra Jesus vir God, as dit U wil is, laat hierdie beker my verbygaan. As dit U wil is, ek weet wat vir my wag, as dit U wil is. Markus 1:35 gaan Jesus my sonder homself af in gebed, weg van almal af. Dit sê vir jou iets van 'n verhouding. En hierdie is lesse wat ons as kerk kan leer uit Jesus se teachings uit. Ons moet sê, daai verhouding wat Jesus met God gehad het, is die verhouding wat ons het. So nou, wat is 'n verhouding, ouens? Wat is 'n verhouding? Is dit 'n manier waarop twee mense by mekaar kom? Soos ek en Monique. Ek en Monique kom by mekaar, ons kom in 'n intieme verhouding. Ons is intiem, want ons is getroud. En dit is dan die eros liefde. Want jy het ons gepraat van die eros. Dis waar hy inpas. Dis daai liefde wat ek en Monique vir mekaar het. So dis 'n verhouding, romanties. Dis ons romantiese verhouding. En dan is daar die storge. Storge. Daai Griekse woordjie. Storge. Dis die liefde wat ons het vir familielede. So dis weer 'n ander verhouding. Die verhouding wat ek en Monique het, is nie dieselfde verhouding wat ek en my broer het. Of ek en my pa het. Ek en my ma het. Ek en Monique het 'n ander liefde. Ek kan nie na my broer kyk soos ek na Monique kyk. Ek kan nie na Monique kyk soos ek na my broer kyk. Want as ek Monique sien, dan raak my oogies sulke hartjies. Van my boetie is ek lief vir hom, maar hy raak nie hartjies nie. Dan is dit die manier waarop twee of meer mense of groepe mekaar beskou of teenoor mekaar optree. Dis iemand soos kyk die philia. Onthou jy op Charlie het weer geskryf. Dit jou. Die philia liefde. Philia noem jy hom. So dit is die wat ek en julle het. Dis 'n verhouding wat ek en jy het. So weer eens, die verhouding wat ek en Christus het, is nie die verhouding wat ek en my broer het. So daar's 'n verskillende tipe verhouding. En dan is daar die agape liefde
wat ons oor gepraat het, en die agape is daai liefde wat God vir jou het, daai skepende liefde. En dit, dink ek, is 'n skepperverhouding. Dit is nie iets wat ons het. Maar ek dink, jy kan dit ervaar. Ek bedoel, die liefde wat jy vir jou kind het, kom daar uit. 'n deel daarvan. Kom daar uit, ja. Om te kan sê, weet, is my kind hierdie. Dis 'n skeppersliefde. Ek is deel van hierdie. En jy en jou vrou is deel om daai een te kry. So jy kan dit ervaar, maar ek dink nie jy kan dit vol hê nie. So 'n verhouding kan dus gesien word as 'n verbintenis of as 'n assosiasie of 'n betrokkenheid tussen mense. Julle met my nog? Ja. So wat beteken dit om 'n verhouding met God te hê? Wat beteken dit? Om 'n verhouding met God te hê beteken om sy stem te kan hoor. Dit beteken om tyd te spandeer in sy woord. Om te kan weet wie God is en wat God kan doen. Baie belangrik. Dit is die verhouding. En dis wat jy hier gaan uitkry. As jy nie tyd vat om hierdie boek te lees nie, dan het jy groot probleem. Want jy kan nie in verhouding wees met God nie. Hoe gaan God met jou praat as jy nie jou Bybel lees nie? Partykeer dan soek ons antwoorde, dan maak ons die Bybel op. Ek love it, om die Here uit te daag. Met respek gesê. Here, ek het 'n probleem, ek soek 'n antwoord, Here, ek het nie die antwoord nie. En ek van Here, ek gaan hierdie Bybel nou oopmaak op 'n plek, waar gaan iets. Ek gaan hierdie Bybel oopmaak op 'n plek, en daar waar ek hom oopmaak, daar gaan ek 'n woord kry. En die Here, elke keer. Ek het hom nie gaan soek nie, ek het gesê, Here, ek maak hom hier oop, en daar waar ek hom oopmaak, daar weet ek is my antwoord. En die Here gee vir my aan. So, die rede hoekom jy moet weet wie jou Vader is, baie belangrik, né? Hoekom moet jy weet wie God is? Omdat jy 'n vyand het. Amen. Jy moenie dink jy het nie 'n vyand nie. Moenie dink net ons gelowiges het vyande nie. Julle het elkeen 'n vyand. En ek sê vir jou, daai vyand loop nie rond met 2 hoorntjies op sy kop hierso en 'n rooi soet om soos 'n duiwel te lyk nie. Nee. Hy doen nie. Hy kom na jou toe as 'n engeltjie. Hy kom na jou toe as die imitasie van Jesus. Hy kom na jou toe as iets wat heilig is. En dan wil hy vir jou kom mooi praatjies praat, en dan sê jy, nee, die Here het my nou geantwoord. En as jy weer kyk, en jy huis verloor, jy werk verloor, sê jy, maar Here, hoe het U dit aan my gedoen? Jy het nie geluister. So. Ons almal is 'n weerspieëling van God. Wanneer laas het jy in die spieël gekyk? Wanneer laas het jy in die spieël gekyk? Ek like dit, Sampie sê dit altyd, en ek is nou nie so flamboyant soos hy om dit te kan sê nie, maar hy sê altyd, as hy nog in opstaan, en hy kam sy al so, die borsel, dan sê hy, yes, maar jy is 'n mooi man. Ek is nie so nie, ek kan nie. Ek bedoel, ek probeer so ver weg bly van 'n spieël as blind. Maar, ons kyk in die spieël, en as ons in die spieël kyk, ons kan sê, weet jy wat? Yes, man, ek goed volgende. Jy moet kan sê, weet jy wat, hierdie is 'n skepping van God. Jy moet kan sê, jy kyk God se perfekte hand, kyk wat het hy gedoen, hy het hierdie gecreëer, hierdie skepping. Jy moet soms so vol van jouself wees, te sê, yes, ek is maar pragtig, né? Hoekom? Want jy is 'n weerspieëling van God. Ek wil nou net hier kyk, hier is 10 unieke tipe verhoudings met God in die Bybel. God sê vir ons in Johannes 15, sê vir ons, jy is my vriend. Dis diep. Dis diep. Jy kan nie vir iemand net sê, jy is my vriend. 'n Vriendskap het 'n diepe verhouding. Maar Jesus sê Johannes 15, 14 tot 15, sê jy is my vriend. Dan in Johannes 15 vers 5 sê dat hy praat met ons oor die wingerdstok en die lote en hoe die twee aan mekaar moet vasbly die hele tyd. Dit sê vir jou iets. Want hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy sê jy moet net seker maak dat jy bly vasgevang aan die wingerd. Die lote kan nie groei as dit nie vas is aan die wingerd nie.
Dis 'n belofte wat Jesus vir ons gee. God is die vormer van ons. In Jesaja 64 vers 8 praat hy van die pottebakker en die klei. En ek het nogal 'n droom gehad oor hierdie ding eendag wat ek het nogal gesien hierdie groot man sit met hierdie kleipot. Jy weet hulle sit so kaalvoete en dan vorm hy hierdie pot. En dan val die pot so in een en dan begin hy van voor af en hy wil net opbou. En dis wat God met ons wil doen. Ons het gehoor nou 'n paar weke terug die manne wat in die weermag was, as jy in die weermag kom, dan vat hulle vir jou en hulle breek vir jou af. Tot jy niks is nie, niks. Jy wil huil in die grond, jy mis jou ma, jy mis jou pa, want jy is nou die stiefkind. Dis wat hulle gemaak het met jou in die weermag. Ek onthou toe ek daar was ook, die ding het my gedoen ook. Ek spot. Ek was nie in die weermag. Ek praat maar net die stories. Maar dis wat God met ons wil doen. Hy wil jou vat en hy wil die sondige natuur van jou afbreek. Hy wil kom en al die mure waar daar hartseer is, waar daar verwerping is, waar daar teleurstelling is, hy wil kom en hy wil al daai mure kom afbreek. En hy wil jou perfek maak. Maar partykeer as jy kap aan daai mure, maak dit seer. Partykeer as jy daai muur van verwerping wil afbreek, gaan dit trane kos. Dit gaan pyn kos. Maar jy moet weet, jy is in die pottebakker se hand. Dis 'n moeilike proses. Moeilike proses. Dan lees ons in Psalm 23 van hy is die herder en ons is die skape. Reg deur die Bybel praat Jesus, hy sê as julle my stem hoor, sal julle weet dis ek, die herder, die goeie herder. En hy verwys na ons as die skape. Ons moet hom net volg. Die vader en kind verhouding kom in Romeine 8 vers 15 voor. Is 'n koesterende, intieme verhouding tussen die vader en die seun. Daar's 'n voorbeeld van die man en die bruidegom in Openbaring 19 vers 7 wat die diep verbondsliefde met Jesus Christus as die bruid voorstel. Julle ken daai storie. Ek hoef dit nie vir julle te lees nie. Ek gee al die voorbeelde so as jy dink vanmôre dat God wil nie met jou 'n verhouding hê nie. Dink ek jy's die een wat nie met hom verhou. Dan kyk ons na Kolossense 3 vers 24 is die meester en die diensknegt. Julle ken daai storie. Die wingerd-eienaar en die werkers, die vennootskap wat God het in Matteus 20 vers 1. En dan die bouer en die lewende stene in 1 Petrus 2 vers 5. Hallo. So daar is slegs 2 tipes verhoudings met God. En die een is verlossing en die ander een is redding. Jy kan kies. Ons kan sê in hierdie deel van die kerk is dit die wat die verlossing soek en hierdie kant van die kerk is die wat rebelleer teen God. So voel jy dalk vanmôre dat jy rebelleer teen God? Of sê jy vanmôre jy vat vanmôre die verlossingsweg? Amen. Die spreekwoord sê altyd living your best life. Dis nou presies dit. Ons wil ons soos ons jonk. Sal die Here dien as ons bietjie ouer is. Sal die Here dien as ons hier 40, 50 kom en dan begin ons afdraande stap en dan het ons die Here se teenwoordigheid nodig. So vir nou is ek jonk and I'm just living my best life. Efesiërs 2 vers 3 is duidelik dat as gevolg van julle vorige lewenswyse het dit rebellie teenoor God gebring. Romeine 3:23 sê ons almal het gesondig en ons val kort. Nee. Het ons nie elkeen van ons wat hier sit glo ek met my hart het elkeen van ons nie gekom en gesê Here ons bely dit. Ons bely ons sondige natuur want Romeine 3:23 sê dat ons almal het gesondig. So ons kan nie onsself red nie. En dis hoekom ons 'n verlosser nodig het. Sy naam is Jesus Christus. Amen. Romeine sê Paulus wat met mede-Christene praat. Hy praat nie met die wêreld nie. Hy praat met mede-Christene. Ons weet dat ons ouer mense saam met hom Jesus gekruisig is sodat die liggaam van sonde tot niet gemaak sal word. So God het 'n begeerte dat niemand sê dit vir my vanmôre. Niemand Niemand mag
verlore gaan nie. Hy het nie sy seun gestuur, sodat enige een van ons verlore kan gaan nie, maar hy gee jou vanmôre 'n vrye wil. Hy sê vanmôre, wil jy met my 'n verhouding hê? Jy's welkom. Al wat ek jou vra, ons praat dieselfde groep Woensdag aan, ons maak Christendom so gekompliseerd. Want jy moet dit doen, en jy moet dit doen, en jy moet dit doen, jy moet hierdie wet onderhou, jy moet daai wet onderhou, jy moet daai wet onderhou, snerft. Die woord van God sê, glo, vertrou op. Glo, vertrou op. Glo, vertrou op. So. Here, ek vertrou U vir elke behoefte wat ek mag hê. Vertrou. En ek glo. As jy Thomas vanoggend, wat jy sê, nee, ek glo nie. Ek wil sien. Ek wil nie sien. Maar die woord sê, salig is die wat glo, wat nie gesien het. Dis ons. Ons het nie gesien Jesus hang aan 'n kruis nie. Ons het nie gesien hy is uitgebloei nie. Ons het nie gesien hoe sy liggaam vernietig was nie. Maar ons glo dat die woord van God is waar. Amen. So God begeer om 'n intieme verhouding met ons te hê. So verlossing is 'n verhouding wat God begin het deur en waardeur mense die geloof instap eerder as verdienste. So jy kan nie hierdie verhouding kan jy nie koop nie, jy kan nie iets doen nie. Dit is waar ons praat oor die wette. Jy kan nie die wette insit en sê ek wil nou vandag die 10 gebooie onderhou en dis die gebooie wat ek onderhou en as ek aan God gehoorsaam is nou gaan ek hemel toe. As jy een gebod wil onderhou, moet jy almal. 'n belangrike deel is ons, so baie mense wil sê, ek gee my hart vir die Here, en dan doen hulle 'n gebedjie, ek sal hulle vorentoe roep en sê, Annemarie, kom staan hier voor, ek wil vir jou, kan jy jou hart vanmôre vir die Here gee? Sê jy ja, want jy's gevul met emosies, jy's gevul met blydskap, jy's gevul met vreugde, en dan wil jy hier voorkom staan en sê, ek gaan my hart vir die Here gee, pastoor, en dan staan ons daar, en dan sê jy hierdie gebed agter my aan, en dan sê jy die gebed agter my aan, en dan dink jy, ek's verlos. Die gebed alleen verlos jou nie. Die doopbad alleen verlos jou nie. Intieme verhouding met Jesus Christus. Jou geloof in Jesus Christus. Dit verlos jou. Nou, vir jou om op die punt te kom wat jy 'n verhouding met God wil hê, moet jy seker eers vir hom lief wees. En dis hoekom ons basies begin met liefde. Ek moes Monique leer ken. Ek gebruik ons as 'n voorbeeld, want ek wil nie hê iemand moet aanstoot vat. Ek en Monique moes mekaar leer ken. Sy het vir my 'n briefie geskryf. Toe gevra, ek wonder hoe soen jy? Sy het die proposal gegee. Ek moes besluit of ek haar wil wys hoe lekker soen ek, of ek dit wil net los. En dis hoe die gesprek begin het. Ek deel vanoggend persoonlike en intieme dinge met julle. Ek is die skaamhou. Sy het gevra op die briefie, ek wonder hoe soen jy? Toe dink ek, yes, like it man. Wat ek die briefie oorskryf. En toe sê ek vir haar, dis vir my om te weet en vir jou om uit te vind. En dis hoe dit begin het. Poef, daar is die verhouding. Maar ek moes haar leer ken het. Ek moes haar op haar beste oomblikke sien. Ek moes haar op haar slegste oomblikke sien. Ek moet haar sien wanneer sy kwaad word. Ek moet haar sien wanneer sy hartseer is. Ek moet haar sien wanneer sy mismoedig is. En dit gaan albei kante toe. Maar so het ek vir haar lief geraak. Oor tyd. Ek sê altyd vir Isabella, en moet dit nie verkeerd verstaan nie, ek sê altyd vir enige hoërskoolkind wat vir mekaar sê, ek is so lief vir jou. Hulle is lus. Hulle is nie lief. As jy nou eieskool het is en jy leer, dan leer jy wat is liefde. So daar in die hoërskool is 'n ander storie wat daar gebeur. Jy kan nie lief wees nie. So dis 'n baie belangrike ding. Nou die fokuspunt daar om te sê, hoe gaan jy hierdie tipe liefde met God kry? En dis tog wat jy wil hê, om God te sien as jou voorsiener, om God te sien as jou God. Hy het tog die prys betaal vir jou. Hoekom sal jy nie met hom 'n verhouding wil hê nie?
Hoekom sal jy kies om sonder hom te loop? Moses sê, ek wil nie 'n tree loop sonder U nie. Moses sê, ek stap agter jou. Volg jou voetspore. Wil jy nie sy voetspore volg nie? Amen. Jesus se dood is voldoende vir die hele mensdom, wat lei tot genade, 'n gebaseerde verhouding met sonde vergewe. Hy het ons nie net kom red nie, maar hy het ons geroep om met hom 'n verhouding te hê. En dis wat ek julle wil bemoedig mee vanoggend. Ek wil julle regtig bemoedig met die feit om te sê, jy weet wat die koninkryk is. Jy weet wat die koninkryk behels. Jy weet wat het God vir jou gedoen. Hy het vir jou die offer gestuur. Al wat jy moet doen, is glo en kan ek dit verhouding hê met God. Maar ons ken mensdom. Mensdom is nog maar hulle eie nasie, hulle eie volk. Dis hoekom hulle dit noem mensdom. Né? Mensdom. Want ons soek ons eie begeertes, ons soek ons eie liste, ons soek ons eie manier van dinge doen. As ek 'n double cab bakkie wil koop, wil ek hom koop omdat ek hom wil hê. Dis my begeerte. Maar het God dit vir my bestem? 6 maande in die lyn daarvan ek dalk my werk verloor. Ek weet dit nie. Het ek met God gepraat oor daai bakkie. Nou gaan ek deur groter pyn, groter hartseer, want nou gaan ek die bakkie verloor, en wat gaan my ander 4x4 vriende nou sê, as ek nou daar aankom met 'n Atos? Want ek het nou nie meer 'n bakkie. Groot besluite wat ons neem. Ons neem groot besluite sonder God. Ek vat vanoggend saam. Hoe kan ons dan nou in diepe verhouding met God kom? Daar's 'n liedjie wat ons geleer is op skool. En ek sal dit nooit vergeet. Lees jou Bybel. Elke dag, met elke dag, met elke dag. Dis al maniere. Vir jou om 'n diepe verhouding met God te kom, jy kan hom nie uit 'n kas uithaal en met hom begin praat nie. Jy kan hom nie gaan soek by die kerk nie. Jy kan net 'n diepe verhouding met God kry deur om jou Bybel te lees, nommer 1. Deur te bid, nommer 2. Want as jy jou Bybel lees, spandeer jy tyd saam met God. As jy jou Bybel lees, leer jy wie God is. Jy leer God se hart. Dit is soos ek en Monique tyd met mekaar spandeer. Ons het 'n koffietjie gaan drink, ons het 'n whiskietjie gaan drink, ons het wat ook al gaan drink daai tyd en ons het mekaar bietjie beter leer ken. Dis wat jy doen as jy jou Bybel lees. Jy kom in diepe verhouding met God. En sê ek wil jou beter leer ken. En dan bid jy natuurlik wat jy het om nodig elke minuut van die dag. Dit is die belangrikste deel. En dan natuurlik, jy is 'n sondewasneer. Jy was 'n sondaar, maar jy het nog al die pad sonde in jou natuur. So jy gaan jouself vererg vir mense, jy gaan jouself wip vir mense, jy gaan dinge doen wat jy nie moet doen nie, jy gaan dinge sê wat jy nie moet sê nie, jy kan net na God toe gaan en sê, Here, ek bely. En dis waar verhouding kom, dat jy kan kom en sê, Here, ek kom vanoggend voor U neer en ek het 'n fout gemaak, Here, en ek vra vergewe my. Maak my vry, maak my los. Maar baie keer sit ons met hierdie hoogmoed. Sê ons nee, jy weet, ek dink nie God sal my vergewe nie. Of soos pastoor altyd sê, jy gaan kyk weg agter die berg en sê dat ek wegkry van God af. Na 2 weke voel jy bietjie beter en dan kom jy terug en dan sê jy, Here, vergewe my. Maar jy kon dit lankal gedoen het. Jy kon lankal vry gewees. En dan natuurlik Jakobus 5 vers 7 sê wat? Jakobus 5 vers 7 is een van jou favourite versies. Jakobus 4 vers 7. Ja? Wat sê 4? Sy weerstaan die duiwel. Onderwerp julle aan God. Weerstaan die duiwel. Wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam. En nader tot God. En hy sal tot julle nader. Hoor hier. Nader tot God. En hy sal tot jou nader. Amen. Jy het vanmôre die keuse. Wil jy
in nabyheid met God kom. As jy wil, sê die Here vanmôre vir jou, die deur is oop. Ek wil in nabyheid met jou kom. Maar die Here verwag van jou dat jy die eerste stap vat. Want hy gaan jou nie forceer nie. Hoor my volgende. God is nie 'n God van manipulasie nie. Hy gaan jou nie manipuleer nie en hy gaan jou nie forceer. Hy gee jou die vrye keuse om te kies. So vanmôre is dit 'n uitdaging vir elkeen van julle om te kan sê, ek wil vanmôre opnuut 'n keuse maak. Want om 'n Christen te wees is nie 'n godsdienst. Hoor jy, as daar een ding is wat julle vandag uit die hele woord uit onthou, is dit hierdie. Om 'n Christen te wees is nie 'n godsdienst nie. Dit is 'n verhouding. Dis waaroor dit gaan. God het nie gesê ek wil julle almal wen omdat ek my koninkryk wil vol mense maak. Hy het gesê ek wil 'n intieme verhouding met jou hê. Elkeen van julle wat vanmôre hier sit, hy sê ek wil 'n intieme verhouding met jou hê. Sodat jy jou hartsbegeertes aan my kan ken en ek aan jou kan voorsien. Soos ons hierdie lydingsweek ingaan, wil ek julle bemoedig om vanoggend net weer 'n bietjie stil te raak. Onthou vandag is die Sondag van blydskap, né? Jesus het ingegaan in Jerusalem en almal is gecheer en almal is happy, maar Jesus het geweet wat vir hom wag. So ek wil hê julle moet hierdie week regtig gaan lees julle Bybels, lydingsweek, en gaan kyk presies waar die Here Jesus gegaan het. Die Bybel praat daarvan Jesus het op 'n tyd sy bloed gesweet. Ja. Bloed gesweet het. Het jy iemand gesien bloed sweet? Dan moet jy weet daai tipe angs. Ek noem dit nou maar angs. En ek wil hê julle moet dit besef. Ek wil hê julle moet na die kruis kyk. En ek wil hê julle moet sê dat die prys wat daar betaal is vir jou betaal. Individueel. Nie vir jou gesin nie. Dit is vir jou. Jy moet dit 'n persoonlike ding neem. En sê julle, U het vir my gesterf. U het my sondelas op U kom dra. Die volle prys betaal. Vernietig. Vernietig. Jesaja vertel vir ons, sy baard is uitgeruk. Uitgeruk. Probeer jy jou 150 kg kruis dra vir 600 meter, na jou liggaam so vermink is, by die volle prys kom betaal. So dat elkeen wat vanmôre hier sit, vry kan wees en verhouding kan hê. Ek sê kom ons los dit daar. Kom ons los dit daar. Kom ons by God se woord staan. Vader, ek dank U vanmôre, Here, dat ons in 'n posisie is, Here, om met U 'n verhouding te kan hê. Dankie, Here, dat U ons nie net vir die wol wil gooi nie, maar Here, dat U ons regtig toevou met U liefde. Laat U ons regtig toevou, Here, met U genade. En ek dank U vanmôre, Here, dat ons net vanmôre weer kan besef, Here, die dierprys wat vir ieder en elk van ons betaal is op hierdie kruis, Here. Soos ons in die lydingsweek ingaan, Here, is my gebed dat U met elkeen sal wees, Here, en dat U elke dag, soos ons die woord met hulle deel, Here, tyd sal spandeer in hierdie woord, om te kan verstaan, Here, wat presies gebeur het in hierdie lydingsweek. Ek bid, Here, dat U elkeen sal vul met U krag, met U liefde en met U vrede. Ek bid, Here, dat U in elkeen se hart hierdie week die liefde van Christus sal openbaar. Ek dank U, Here, vir elkeen wat vanoggend die tyd uitgekoop het, Here, om hier te kan wees. Maar Here, ook vir die wat nie vanmôre hier kan wees nie, Here, ek wil vanmôre bid vir hulle. Ek wil vanmôre bid vir hulle wat hier wou wees, Here, en nie hier kon wees nie, Here. Die wat siek is vanmôre, Here. Die wat vasgevang is, Here, deur pyn of enige siekte in die liggaam, Here. Ek wil vanmôre vir hulle bid, Here. En ek wil vanmôre vra, Here, dat daar waar ook hulle is, daar waar ook hulle na hierdie woord luister, Here, dat U vanmôre elkeen sal aanraak in die gees, Here. Nee. Dat U vanmôre elkeen sal herstel, Here. Dat U die gedagtes vanmôre sal hernie en dat U vanmôre net weer die belangrikheid in elkeen se hart sal opwek, Here,
hoe belangrik dit is, Here, om verhouding met ons Skepper te hê. Help ons die week, Here, om nader te kom aan U. Help ons hierdie week, Here, om meer tyd te spandeer in die woord. Help ons hierdie week, Here, om meer tyd te spandeer in gebed. Want Here, dis al maniere om ons nader aan U gaan kom. En ek bid dit in Jesus